Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag gaan ons lekker tyd saam spandeer uit Johannes 4 vanaf vers 43 tot 54. Nou in hierdie gedeelte lees ons van 'n vader, 'n pa, wat in desperaatheid na Jesus toe kom. Sy seun lê op die rand van die dood. Hy was 'n man met al die hulpbronne van die wêreld. Hy het status, posisie en invloed gehad, maar niks van dit kon sy seun red nie. En in daardie oomblik van totale hulpeloosheid, doen hy die wysste ding wat 'n mens ooit kan doen. Hy hardloop na Jesus toe. Nou ek glo, ons almal, ongeag wie of wat ons is, kom op 'n punt waar ons Jesus nodig het. Hierdie regeringsamptenaar was 'n man van aansien, maar die nood het hom kom platslaan. Elke mens, hoe hoog of laag, hoe sterk of suksesvol, hoe arm of hoe ryk, kom op 'n dag by 'n plek waar 'n mens net besef, Here, ek kan nie meer nie, ek het U nodig. Dalk is jy vandag op 'n plek waar jy vir iemand liefhet wat ly, of jy dra 'n swaar las, of jy staan voor iets wat jou krag oortref. Hierdie Vader se verhaal herinner ons, Jesus is die een na wie ons hardloop. Ons sien hier vanaf vers 48 tot 50 roep Jesus hierdie pa na 'n dieper geloof. Toe die pa Jesus smeek om na sy seun te kom om hom te genees, antwoord Jesus hom met 'n, ek wil amper sê wrede antwoord, wat hy nie verwag het toe hy vir hom sê, as julle nie tekens sien nie, glo julle nie. Dit voel dalk na 'n wrede antwoord, maar Jesus was nie wreed nie. Hy was besig om hierdie pa se geloof te suiwer, want sien, die mense van Galilea wou net wonderwerke sien om te glo, maar hulle harte was koud. Jesus wou hier, in hierdie pa se hart, 'n ander soort geloof bou, 'n geloof wat nie die wonder nodig het om te glo dat God goed is nie. Ons sien ook hoe hierdie pa iets verstaan wanneer jy met jou nood na Jesus toe hardloop. Hy het aanhou vra en nie moed opgegee nie. In vers 50 lees ons van die oomblik wat Jesus sy geloof toets wanneer hy vir hierdie pa sê, gaan heen, jou seun leef. Jy sien, daar was geen aanraking of 'n dramatiese oomblik nie, geen teken of 'n bevestiging nie, net Jesus se woord. En die Bybel sê, die man het die woord geglo en hy het gegaan. Nou dit is geloof. Nie om te glo omdat ons sien nie, maar om te glo voordat ons sien. Ek glo daar is tye in ons lewe wanneer Jesus ook vir my en jou sê, gaan, ek het reeds gedoen wat jy gevra het. En dan wag Jesus ook om te sien, sal ons sy woord vat in geloof, of sal ons terugkyk vir 'n teken? En toe ek hierdie gedeelte lees, het nog ietsie moois vir my uitgestaan. Ek het besef dat geloof verander die manier hoe ons beweeg. Toe hierdie man na Jesus toe gekom het, het hy gehardloop uit vrees en benoudheid uit. Maar toe hy teruggaan, het hy nie weer gehardloop nie. Hy het stadig en rustig geloop, in geloof, omdat hy Jesus se woord geglo het. Hy was nie meer angstig nie, hy het nie gejaag om te sien of die seun nog leef nie, sy hart was vol vrede. Jy sien, wanneer ons Jesus op sy woord neem, verander dit jou stap. Mens word nie meer deur vrees gedryf nie, maar deur vrede. In vers 51 kry hy die bevestiging van sy geloof, toe sy dienaars hom tegemoet kom en aan hom sê, jou seun leef. En toe hy hoor op watter uur die koors gesak het, besef hy, dat dit presies die tyd was, wat Jesus die woord gespreek het. Dan sien ons hoe hierdie wonderwerk selfs 'n groter geloof bring, nie net vir die pa en vir die seun nie, maar vir sy hele huis. Nou wanneer God ons aanraak, raak hy ook almal om ons aan. Nou ek wil jou aanmoedig vandag, bring jou diepste nood na Jesus toe. Hou aan glo, selfs wanneer God jou geloof toets.
Want hy wil nie net die probleem oplos nie. Hy wil ons geloof bou. En vat soos die Pa, Jesus op sy woord. Want sy woord is genoeg. As hy sê hy maak 'n pad, glo dit, al sien jy dit nog nie. En dan, laat geloof jou stap verander. Want onthou, vrees hardloop, maar geloof loop rustig. Mag ek en jy ook soos daardie Pa glo dat God reeds besig is om te werk. Want sien, soms is die antwoord op pad, soms het dit reeds gebeur, en ons is net nog nie daar om dit te sien nie. Mag ons ook vandag deur ons geloof rustig en vrede ontvang, soos ons vas staan op die woord van die Here. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.